Goeienaand, advokaat Marie. Hoe gaan dit met u? En met u, dankie mevrou Du Plessis. Dit gaan met my goed. Ek weet nie of ek net ek weet nie of ek optimisties of fatalisties is nie, maar jy weet, goed gebeur waaraan 'n mens niks kan doen nie en dan is dit maar 'n geval van knyp jou oë toe en of kyk noord en FHK voort, jy weet. Ek het besluit ek moet minder vuil taal gebruik. So ek sal nou ons kultuurorganisasies eer en in plaas om te sê FOK, sal ek net sê FHK. Dit ja. Ja, wat maar wel, kyk, Afrikaans is 'n lekker vaktaal. Absoluut, Afrikaans is briljant. Ek's baie lief vir Afrikaans. Ons het nie verlede week uitgesaai nie, want ek was besig. Ek het 'n paar interessante dinge gedoen. Ek moet vir jou sê, die eerste lekker ding wat verlede Woensdag gebeur het, is 'n studentemaat van my wat ons ken mekaar nou van die vroeë 90's af. En hy het kom werk doen in Stellenbosch en ons het mekaar gesien, seker vir die eerste keer in 10 jaar, wat ons nou, en hy het die hele dag in Woester gekyk, dit was baie lekker. En toe het ek hom, Woensdag aand het ek hom teruggevat Stellenbosch toe, en toe het ek oorgeslaap, en toe het ek 2 baie interessante mense ontmoet. Ek het 'n onderhoud gevoer, wat ek nog sal uitsaai, met Elise Bishop. Ek weet nie of jy weet wie Elise Bishop is nogal in sekere kringe dink ek bekend. Sy was een van die eerste mense wat 'n geslagsveranderingsoperasie ondergaan het in Suid-Afrika in die 70er jare. En sy het 'n boek daaroor geskryf, 2 lewens. En ek het by haar gaan kuier in somers in die strand. Dit was heerlik. Ek het 'n opname gemaak van ons gesels wat ek nog moet redigeer en haar okay kry en dan sal ek dit plaas op Kruisvrye se webblad. En dan het ek vir Len Evans ontmoet en met 'n bietjie geluk, dink ek, gaan Len ons tweede storie wees. Ek weet nie of jy gesien het nie, HB, maar ek het 'n nuwe projekkie geloods met die naam, daar's die logo in die hoek, Ligter Lewens. Waar ongelowige mense, veral die wat van tevore gelowig was, dan nou hulle stories vertel. En hierdie afgelope Sondag het ons vir Theodore Neels gehad. En hy het al 'n hele klompie views gekry en ek hoop ons kan dit gebruik om bewustheid te kweek dat die kans is baie goed dat as jy in 'n kantoor saam met 10 mense werk, is 2 van hulle waarskynlik undercover ateïste. So dit is aan my kant die 2 groot sê. Ja, ek dink ons moet verwys na die mense wat van tevore gelowig was as liggelowig. So weet dat ook. Dis dan nou mense soos ek. Ja, en ek. Ja. En Ek het gevolg vir daai storie. Ja. Wat vir my baie interessant is, en Vrydag het ek iemand ontmoet hier in my dorp wat ook nou man, die woord ontkeer sê vir my so lekker, maar nou weet ek mense praat in Engels van deconstruct en dekonstrueer. Ek weet nie lekker, wat noem 'n mens nou iemand wat van tevore gelowig was en nou Ja, wat ek in Engels word dit deconvert genoem. Deconvert, yes. Nou in Afrikaans weet ek is ontkering, is 'n ek is nie seker wie dit uitgedink het nie, maar so ek hou nogal van die woord ontkeer. Die persoon het ontkeer geraak. En via sosiale media, ander kennisse wat ek het uitgereik na my, want die persoon voel geweldig eensaam. En ek dink regtig nie mense begryp dit nie. As jy, dit is soos om bekeer te raak. Iemand wat 'n verskriklike intense bekering gehad het. Of 'n goeie analogie is ook as 'n mens smoor verlief is, daai eerste paar maande wanneer jy smoor verlief is, jy wil net praat oor jou geliefde en oor julle verhouding. En ek het ervaar toe ek net ontkeer was, dit leef so in 'n mens se gedagte wêreld. Jy wil oor praat, maar nou kan jy nie met almal oor om die waarheid te sê, met meeste mense kan jy nie oor praat nie. En dis vir mense regtig swaar. Vir baie mense is dit werklik swaar. So
Dit is hoekom ek ligter lewens begin het, sodat mense 'n kans kan kry om hulle stories te vertel, want ek dink op die ouend leer ons mekaar ken en verstaan deur na mekaar se stories te luister. En ek hoop dat gelowige mense na ons stories sal luister om agter te kom, ons is nie ewe skielik boos of van die duiwel besete of anders as wat ons van tevore was nie. Ons is basies dieselfde mense, ons dink net anders as wat ons voorheen gedink het. En dit het nog 'n effek op 'n mens se siege. Maar wat interessant is wat ek nou wou sê oor, jy weet, baie keer as jy met gelowiges praat en jy sê ek was van tevore gelowig en nou glo ek nie meer nie, dan sal hulle sê ja, maar jy het nooit geglo nie. Jy het nooit regtig geglo nie. Jy was nooit regtig 'n Christen nie. En weet jy, ek weet nie van jou nie, maar ek begin dit dalk, miskien is hulle reg. Want as ek nou terugdink, veral as die tyd aanstap, wonder ek of ek regtig geglo het. Miskien is hulle reg, miskien het ek net gedink ek glo en het ek nooit regtig geglo nie. Want dit is so moeilik om myself nou in te dink, het ek regtig geglo 'n donkie kan praat, 'n slang kan praat, 'n maagdelike geboorte, het ek regtig daai goed geglo? En toe ek dit geglo het ek nooit daaroor gedink nie, want ek was so van jongs af so geïndoktrineer daarin, dat ek het nooit regtig vir myself gevra, maar glo jy dit regtig nie? Dit was maar net deel van wat jy gedoen het, en ek het nooit myself probeer bedrieg nie. Daarvan is ek redelik seker. Ek het geglo dat ek glo, maar het ek regtig geglo? Ek weet nie. Ja, ek wonder of daar nie wel iewers iewers 'n vlak in 'n ou se wese was wat eintlik daaroor gewonder het nie. Ek dink daar's aspekte waaroor 'n mens dalk gewonder het, maar net dit geïgnoreer het. Ek weet nie, dis maar ek dink ek het dit geglo. Wel, wat ek wel kan sê, wat ek kan onthou, dat ek 'n dogtertjie van omtrent 9 moes wees. En ek onthou dit omdat ek onthou dat dis omtrent in daai tyd van my lewe toe ons in die huis ingetrek het wat ek in groot geword het. Ons het in 'n woonstel gebly en toe het ons my ouers 'n huis gekoop. En dit was rondom my 8-9 jaar wat ons die huis gekoop het. En ek kan onthou dat ek in my bed in die kamer in ons huis gelê en gedink het in die aand. Jy weet, as die donker kom, dan kom die gedagtes mos. En ek kan wel baie goed onthou dat ek baie keer vir myself gesê het, as God alles gemaak het, en as alles gemaak moet wees, wie het vir God gemaak? En as daar 'n God is wat vir God gemaak het, wie die God gemaak wat vir God gemaak het. En vandag herken ek, weet ek, dit is 'n infinite regress. Maar wat ek dink ook met 'n mens gebeur is, as jy 7, 8, 9 is en jy dink 'n bietjie oor goed, dan dink jy oor die goed, maar dan skop die indoktrinasie in. En op 'n stadium word jy geleer dat dit nie goed is om te dink oor die goed nie. En jy wel in die kerk waarin ek groot geword het, jy moenie te veel dink nie, want jy moet net glo. En dan kom daai vrees ding in van, as jy begin vra, dan dui dit op twyfel, en twyfel is 'n sonde. So don't go there. En ek dink hier van 12, 13 af, dan begin 'n mens net, ek moet glo. Waar as jy 7, 8, 9 is, het daai indoktrinasie nog nie so gevat nie. Jy's nog meer oop om te wonder en vrae te vra, en jy's nog nie so, jy weet, jy's nog eerlik, jy het nog 'n tipe van 'n ongekunsteldheid, wat ek dink later toegever word deur die lae van indoktrinasie. Ja, nee, kyk, ek dink dit is so dat daar sekere dinge is wat daar vir mense gesê word jy nie mag dink nie. Ja, dit is goed soos die mense in die wêreld, hulle dink hierdie, en die mense in die wêreld, hulle dink hulle
Ek kan self dinge doen en met ander woorde, as jy dit begin dink, dan dink jy wel jy mag dit nie dink nie, want die mense in die wêreld dink dit. Om die waarheid te sê, daar so 'n storie oor die non wat terugkom, sy het winkel toe gegaan en sy het so 'n klomp pakkies wat sy nou dra, wat so op mekaar gestapel is, en toe sy by die hek kom van hierdie klooster, en sy probeer dit oopmaak, toe val die een pakkie af, en sy sê, oh fuck, en sy sê, oh God, I said fuck, oh fuck, I said God, en dan sê sy, oh fuck, I didn't want to be a nun in the first place, but die ding is, daai skok dat jy iets gesê het wat jy nie mag sê nie, en dit is daai ding wat 'n mens moet oorkom, of kyk, ek kan sien dat mense hulle stories wil vertel, maar ek dink die kern van die storie is altyd dieselfde. Dit is deel van die probleem. Ek bedoel, daar's 'n mens word groot in omstandighede waar iemand 'n mens vertel dat hierdie ware storie is. Jy het soos wat mens gedink het, Kersvader en die tandmeis en al daai goed is ware stories. Maar en dan begin 'n mens maar later daaroor wonder. Ek bedoel, Nicola sy het sulke vrae begin vra oor die tandmeis, soos hoe weet die tandmeis dat my tand dat my tand beskikbaar is, en waar kry die tandmeis die geld vandaan, en hoe kry die tandmeis ek met die geld hierin, en hoe kom hulle by die hond verby, en natuurlik, as jy begin die vraag vra, dan is dit nie baie lank nie, dan weet jy, hierdie tandmeis storie is nie waar nie, maar as jy daai selfde vraag vra, dan kom jy agter dat God nie vir jou sondes gesterf het nie. Ja, en wat godsdiens doen, is godsdiens maak dit onmoontlik om daai vrae te vra. Jy word geïndoktrineer om nie die vrae te vra nie. Ja, hulle sê vir jou, moet nooit wonder oor waar die tandmeis die geld vandaan kry nie. Dis die mense in die wêreld vra daai vrae. Ja. Ek het nog een aankondiging. Ek wil graag vir die mense bekendstel. Ek het vandag my kopie gekry. Ek weet nie of jy weet wie is Johan Retief nie, laat ek nou net gou. Hierdie is Johan Retief se tweede boek. Johan Retief was wie ek is? Nee, waarskynlik ook nie. Maar ja, ek het Deus vertaal. Ja, want jy weet van Latyn. Sê vir ons, wat is dit in Latyn? In Afrikaans? Ek is hier of kyk, of wat ook al, en Deus is God. Ek het vandag my kopie gekry. Baie dankie, Johan. Van sy tweede boek. Johan Retief het begin as 'n teoloog, en hy het as gevolg van sy probleme met apartheid, het hy toe die kerk teologie verlaat vir journalistiek, en in sy eerste boek verduidelik hy die storie baie mooi. Sy eerste boek is Die slegte nuus van die evangelie, my reis na verlossing, waarin hy vertel van sy ontkering. Nou Johan, wat Johan uniek maak, is hy was ook die nasionale persombudsman van 2009 tot en met 2019, so vir 10 jaar lank. En in sy eerste boek, Die slegte nuus van die evangelie, vertel hy ook 'n paar interessante staaltjies oor mense vir wie ons in die ou apartheidstyd heel wat respek gehad het, en wat hy agtergekom het, hulle het maar voete van klei. En hierdie is Johan se tweede boek, A Rosy God with More Thorns Than Leaves, waarin hy God 'n bietjie uitpak. En ja, vandag identifiseer Johan as ongelowig. Ek kan gou net die agterblad lees. Do Jews, Christians and Muslims really know whom they worship? If they do, will they still worship their God? Following Jesus or Muhammad? Really? Does one need religion to lead a moral life? And often believers, mostly unconsciously, selectively cling only to those sections of the scriptures that suit them,
while conveniently ignoring awkward and hideous parts of the sacred texts. That is fundamentally irrational and dishonest. Can the morality of the ancient scriptures really be applied in our age? Slavery, crucifixion, gender inequality, forced marriages. How do believers decide what is relevant for them in those scriptures and what is not? Ecce Deus, behold the God in whom people believe, and then decide whether you still want to worship this deity and base your morality on him. So, dit is beskikbaar by Naledi Uitgewers. Ek beveel, ek het dit nog, my kopie het vandag by my aangekom, 'n Kersgeskenkie vir iemand in jou familie dalk. As jy om die Kerstafel oor iets sinvols wil praat. Daar sy. Maar ons is vanaand eintlik hier HB om te jy weet, soos die dae verbygaan, is ek net meer en meer verbuister dat ons nog 4 jaar weer daarom nie aan inlopend nie, maar nog 4 jaar van Donald Trump binnegaan. En ek wil graag dit inlei en relevant maak vir die mense wat wonder, nou wat Trump het mos nou niks met Suid-Afrika uit te waai nie. En die feit dat hy nou weer verkies is tot president van Suid-Afrika, is mos nou niks met ons uit te waai nie. Wat ek dink nie heeltemal waar is nie, maar ek wil gou vir jou ietsie lees. Ek het hierdie wonderlike persoon op Facebook ontdek. Sy naam is Frank Cornelissen. En hy het gisteraand 'n ding gepost oor hy begin met Louis Liebenberg wat nou in die tronk is, en dan doen hy 'n aanbeveling aan Pieter Groenewald, wat nou ons minister van korrektiewe dienste is, dat tronke is universiteite van misdaad, en hy beveel aan dat alle misdadigers moet in die ongebruikte myne ingaan. Die tronke moet ondergrond verskuif, en hulle moet daar bly, en hulle moet daar werk. Sekuriteit is maklik, want jy het net een punt om te bewaak, die skag is die enigste uitgang, verskillende vlakke se tunnels is reeds daar in die kruistunnels na die rivier, toe is ideaal vir selle. Elke gevangene kan sy eie enkelsel met toilet en wasbak hê, wat hom isoleer van sy mede-misdaadstudente en die verspreiding van kennis beperk. Dan kan daar 'n verpligte werksure van 6 tot 6 wees, wat behels dat daar met graaf en pik die rivier ontgin, vir goudproduksie om hulle eie kostes te dra. So, dan vertel hy baie mooi hoe dit nou gaan, hoe briljante plan is dit, en hy wil vir Pieter Groenewald vra om dit te doen. En dan is dit baie interessant wat die mense se respons hierop is. Anton Botma sê, ons kort nou net 'n Trump. Iemand met balls, wat nie bang is om die idee te implementeer nie. En dit is 'n refrein wat op hierdie plasing herhaal word. Trump se naam kom keer op keer op. As hierdie idee is iets wat by hom sal byval vind, maar ons het ongelukkig nie in Suid-Afrika 'n Donald Trump wat hierdie reëls vir ons 'n werklikheid sal maak nie. So, ja. Wat is jou gevoel hieroor? Oor die Trump gedeelte of oor die tronk gedeelte? Wel, oor alles. Oor die feit dat mense wat sê Donald Trump, so what? Ek het in Amerika is daar nou baie, ek volg nog steeds die progressiewe onafhanklike media. Dit is nie CNN nie, dit is nie MSNBC nie, dit is onafhanklike mense soos Midas Touch en David Pakman. En hulle kry response van mense wat sê, vrouens wat sê, ek gaan skei van my man, ek gaan opbreek met my kerel. En die een vrou het gesê, en dis 'n langs, dit is ook die pa van haar kind, so alhoewel hulle nie getroud is nie, is hulle al lank saam en hulle het 'n kind saam. En sy sê, ek gaan
uittrek, ek wil nie meer saam met hierdie man wees nie, want om vir Donald Trump te stem is nie net 'n kwessie van my smaak, jou smaak nie. Om vir iemand soos Donald Trump te stem, sê wat is jou moraliteit? Dit is 'n morele keuse wat jy maak. En wat vir my interessant is hoeveel Christene in Suid-Afrika absolute Donald Trump ondersteuners is en staan vir alles wat Donald Trump voorstaan. En ek dink nie eens die man is 'n Christen nie. So ek koppel nou hier twee idees aan mekaar. Die een is dat om vir 'n Donald Trump karakter te stem, te ondersteun, en ons stem nie vir hom in Suid-Afrika nie, maar as jy hom ondersteun, sê dit in my opinie iets van jou karakter. Dit sê van wat jou menswees behels. En hierdie idee van hierdie Frank Cornelissen om alle gevangenes basies ondergronds te laat klippe kou. Ja? Ja, kyk daar is omstandighede wanneer ek met iemand oor iets gaan praat. Ja, ek bedoel oor godsdienst en of oor moraliteit of wat ook al. Dan sê ek soms vir hulle, ek wil net kyk met wie ek praat. So kan ek jou net 'n vraag of twee vra. Die een is, wat is die vorm van die aarde? Is dit rond of is dit plat? Want as jy vir my sê, die aarde is plat, dan weet ek met wie ek te doen het. Ja, die volgende vraag is, hoe oud is die aarde? So, as jy vir my sê 6000 jaar, dan weet ek wie jy is. Nou, as ek die derde vraag vra en ek sê, wat dink jy van Donald Trump? En die ou sê, kyk, dis die ou, dan, dit sê baie van die persoon. Nou, wat ek nie eintlik kan verstaan nie, daar's 'n paar dinge wat ek nie verstaan nie. Die een is, wat ek wel verstaan, of sou kon verstaan het, dat ek kon verstaan dat 30 mense vir Trump gestem het. Ja, dis sy tuinier en sy familie maar hoe 30 miljoen mense vir hom stem, dit verbuister my. Maar hoe daar is ten minste in Amerika is 50% of 45% sou nie vir hom stem nie. Kyk, die probleem eintlik dink ek wat eintlik daar plaasgevind het is, as al die mense wat vir Biden gestem het, vir Harris gestem het, dan het sy gewen. Dis eintlik 'n klomp mense wat teen Trump gestem het van tevore wat dit nie weer gedoen het nie. Maar die ding op die ou end is, min of meer elke keer as ek met 'n historikaner praat, dan dink die ouens Trump is net die man. Nou weet ek nie of wat hulle van hom weet of nie van hom weet nie, maar die historikaners is oorwegend eintlik mal oor hom. En ek dink hulle is net waanaangelig, maar miskien nie. En in die tussentyd is daar hierdie verskriklike gebreke wat hulle net nie raak sien nie, of net ignoreer of wat ook al. Dit is eintlik min of meer soos die Bybel. Ek wil nou net sê, Trump is 'n bietjie skuld. Ja, kyk, om die waarheid te sê, ek dink dit was Christopher Hitchens wat gesê, die beste manier om iemand te kry te onbekeer, met ander woorde, die maklikste manier vir iemand om 'n ateïst te word, is net om die Bybel te lees. As jy die Bybel lees, dan gaan jy waarskynlik nie meer Christen wees nie. Nou, die Christene stel nie, lees eintlik nie die Bybel nie. Daar's ook in elk geval twee dele. Die Ou Testament beskou meeste Christene as irrelevant. Ongelukkig is dit eintlik so dat die Ou Testament is eintlik so 'n bietjie van 'n meelsteen om die Christen godsdienst se nek. Nou, hulle die ou godsdienst, ek meen die Ou Testament nodig, sodat hulle nie net 'n nuwe fly by night was nie. Ja. Maar
maar ek dink met Trump werk dit ook so. Hulle ignoreer net meeste van dit wat hy sê, of hulle dink hy bedoel dit nie, of dis nie wat hy bedoel nie, of hy is nie ernstig daaroor nie, of hy gaan dit nie doen nie, of ek weet nie wat hulle dink nie, maar ek bedoel ek sou hom nie 'n graad 5 toilet monitor maak nie. En die probleem natuurlik is daai mense wat vir hom stem, hulle is ook die mense wat vir Brexit gestem het. Dis dieselfde tipe ding. En deel van die probleem is baie van daai mense, dit is nie asof hulle 'n IQ van 85 het nie. Dis die verskriklike deel daarvan. Daar is mense wat heeltemal belese is, hulle is veeartse en hulle is seker goed stem vir hom. En hulle is ook intelligent, maar hoe belese hulle is, sal ek nou nie weet nie, want dis seker dan. Daar's ook 'n verskil tussen om belese te wees en om intelligent te wees. Ek sal byvoorbeeld in my lewe nooit 'n veeartseny graad kon maak nie, maar ek dink ek is 'n bietjie meer belese as party veeartse. Dink jy, ek reageer nou spesifiek op Frank Cornelissen se plasing en die kommentaar wat dit uitlok, dat daar 'n tipe van 'n gatvolheid in die wêreld is oor goed wat mense as verkeerd ervaar, wat soms werklik erg is, maar dat ons terselfdertyd nie altyd die vermoë het om werklik te beoordeel hoe dinge vandag is en hoe dit in die verlede was nie. Want ons kyk altyd na die verlede met 'n goue bril. Dit is net ons brein werk, so ons dink aan die goeie ou dae. Jy weet, die goeie ou dae toe daar wet en orde in Suid-Afrika was. Maar dit het ook behels dat daar soldate in die townships was en dat ons in 'n noodtoestand was. En ja, vir 'n deel van die bevolking was dit miskien goeie tye, maar vir 'n groot deel van die bevolking was dit absoluut horribale tye. En dat ons onvermoë om perspektief te kry, en dit is internasionaal, want internasionaal het ons gesien in verkiesings dat die meer regse elemente het goed gedoen, die hele wêreld oor. Dat dit spruit uit ons onvermoë om perspektief te kry oor die werklikheid. Ons lewe in hierdie tipe van 'n tunnelvisie wat nie 'n akkurate weergawe van die werklikheid is nie. En daarmee maak ek nie mense se lewenservaring onbenullig nie. Dit wat jy ervaar is dit wat jy ervaar. Maar miskien is dit 'n goeie idee om die gewoonte aan te kweek om wanneer jy besluit te neem soos vir wie stem ek, bietjie uit jou eie persoonlike ervaring uit te klim en te kyk na die groter prentjie. Dink jy daar's enigstens meriete in hierdie relaas van my? Ja, ek dink daar is daar is so van hierdie ding dat daar was die Springbok span waarin Frick de Pre was. Daar's net 'n span wat daai span kan beat nie. Die cricket span met Graham Pollock en Hansie Cronje. Hulle was net beter as iemand anders. Maar daar's nou hierdie tipe van 'n hinkering terug na beter dae. Maar die interessantheid is dikwels, dink ek, dat hierdie ou wat hy kom by 'n rooi lig en dan daar's hierdie soort van konsep in Suid-Afrika dat jy het vir die eerste
3 of 4 sekondes van 'n rooi lig kan jy nog deurry. Nou, daar's mense wat al hierdie tipe goed doen. Dit is hulle kom nie altyd die landswette na nie. Hulle ry te vinnig en hulle parkeer waar hulle nie mag nie en die tipe van goed. Nou, miskien is sekere goed daarvan onbenullig, maar daai selfde mense het probleem met misdadigers. Hulle self is eintlik nie heeltemal above board nie. Hulle pleeg maar hulle eie misdade. Maar dit tel nie. Die misdaad wat ek en jy pleeg, tel nie. Dis net die misdaad wat 'n ander ou teen my veral pleeg, jy weet. Ja, so die ander ou, hy moet hy's 'n vrot eier en hy moet nou maar net vergaan in 'n gevangenis. En die ander deel en die ander ding is ek wil nie hoef te betaal om hom in die gevangenis te hou nie. Maar as seker van hierdie goed beter werk. As dit daaroor gaan oor hoekom pleeg die ou die misdrijf. En ek dink daar's waarskynlik al baie navorsing daaroor gedoen en daar's daar word allerlei oplossings daar voorgestel en ek dink as 'n mens dit behoorlik kan doen, kan baie daarvan uitgesort word. Jy het byvoorbeeld daai vrou wat haar naam ook al was, wat die skermmoord gepleeg het. Daai ek vergeet haar naam nou. Ek het nou die dag gedink daaroor gesien. Dit lei nou 'n dit is Consteen en iemand anders. Nou daai vrou, sy was lank in die gevangenis, maar ten minste, toe sy uitgekom het, was sy 'n opgeleide haarkapster. So sy kon toe haarkappery doen. Nou ek weet nie of dit veel van oplossing is nie, maar die ding is dat waarvan 'n mens nie kan wegkom nie, is baie misdrywe word eintlik deur mense gepleeg wat nie noodwendig geldgierig is nie. Hulle lewe in genuine armoede. En ons weet net nie, ons verstaan nie armoede nie. Tot die mate waarin sekere mense armoedig is nie, waar jy onder 'n brug slaap en daar's sulke halwe romantiese uitdrukkings daaroor, to sleep rough en sulke goed. Maar daai mense, daar is sulke mense. Ek weet nie wat die persentasie is nie. Maar daai ou land in die gevangenis op en dan word hy vrygelaat en dan land hy weer in die gevangenis. Want eintlik deel van sy probleem is hy het al reeds 'n probleem. Dis hoekom in die gevangenis beland het in die eerste plek. Nou wanneer hy uitkom, is daai probleem wat hy gehad het, is nie opgelos nie. Dis waarskynlik groter. Ja, maar nou het hy 'n nuwe probleem. En sy nuwe probleem is dat hy in die gevangenis was. So, hy kon in die eerste plek nie 'n job kry nie. Nou kan hy nie 'n job kry nie, want hy is eintlik 'n gevangene, of was 'n gevangene. Nou land hy weer in die tronk. En daai ou is net in 'n verskriklike siklus. So deel van die gedagte dikwels is om daai ou te leer om te motomac te wees of jy leer vir hom een of ander ambag sodat hy, en as jy dit reg doen met wanneer die ou uitkom, dan kan jy daai ou se lewe omdraai. Maar mense stel nie daarin belang nie, want hy's 'n misdadiger en hy moet opgevolg word. Ons het hierdie ding dat die ou gestraf moet word. Maar straf help nie. Want die ou so van deel van die gedagte is dat omdat Benny gestraf word, gaan Jannie nie die misdrijf pleeg. Nee, dit doen nie. Ja. En as ons kyk, almal weet dit werk nie. En net behalwe dat alhoewel ons om te sê almal weet dit werk nie,
ek weet nie of almal dit weet nie, want ek dink nie mense dink genoeg daaroor nie, want tog is dit wat die Trump-aanhangers sê, en dit wat Donald Trump oor immigrante byvoorbeeld sê, is presies dieselfde. Dit kom op presies dieselfde neer. Ons deporteer hulle net almal, en ons hef ons tariewe, en ons gooi nie die ouens uit wat ons nie wil hê nie. Maar jy weet, hierdie hele idee, ek was baie sarkasties. Ek het toe nou geantwoord op Frank Cornelissen se plasing oor die gevangenes in die tronke, en ek sê toe maar, jy weet, hoekom al daai moeite doen? Hoekom nie net sommer die oomblik wat 'n ou gefonnis word van 'n misdaad, maak alle misdade als misdade. Okay? En dit is nie wat ek glo moet gebeur nie, maar as 'n mens eintlik dan nou die redenasie wil volg van die Frank Cornelissens en die Trumpistanies van die wêreld, hoekom nou nie maar net dit so doen nie? As 'n ou gevang word en hy word gefonnis, hê sommer die 4 peloton daar by die hof, ek bedoel sommer daar in die parkeerarea, die ouens, die Frank Cornelissens van die wêreld en die Anton Botmas en 'n hele paar vrouens, hulle kan maar in skofte kom diens doen in die Snellerstraat, en ons grootste belegging is dan in lijkshuise, waar al hierdie misdadigers se lyke veras kan word. Hulle het sommer net, jy weet, hoekom dan nog eers die moeite doen om hulle in 'n mynskag te gaan laat werk tot hulle doodgaan daar, jy weet? Hoekom, en wat ek ook gesê het is, hoekom gaan ons nie sommer net terug na die middeleeue toe, waar as jy nou daai ou tereggestel het, moenie sy lijk eers begrawe nie, sit sommer hokke, jy weet, en hang die lyke daar in hokke, laat die kraaie en die aasvoëls die oë kom uitpik, want wat is nou 'n beter, sit sommer daar by die robotte waar die ouens staan en bedel, jy weet, sit sommer, dan gaan ons, hoekom wil jy dan nou nog probeer om nou nog hulle weg te steek deur hulle in 'n mynskag te sit? Ja, kyk, miskien wil jy die ou sommer uitsort voordat hy nog die misdryf pleeg. Why not? Ek bedoel, maak dit soos die Wilde Weste, free for all. As ek jou op my grond sien, haal ek vir jou uit, wat soek jy hier? Ja, so hierdie ou wat hy wil 'n vuurwapen in Amerika hê, want hy wil 'n ou kan doodskiet. Maar maar blykbaar is die lewe is heilig. Jy mag nie 'n lewe neem nie. Jy kan nie 5 selle doodmaak nie. Maar jy kan 'n ou man laat doodskiet, dan daar's nie 'n probleem daarmee. Jy kan hom doodskiet en dan daai ou se kind mag nie geaborteer word nie. As jy hom vang terwyl hy besig is om jou dogter te verkrag, kan jy hom doodskiet. Maar as hy verwagtend is, dan moet sy daar baba hê. Ja, daai tipe goed. En jy weet, dit is wat my so verbuister van die aanhang van 'n Donald Trump. En dit speel ook uit in die internasionale wêreld. Want en ek bedoel, daar's mense wat Donald Trump ego wat sê, kyk, die Israelies het nou vir Hamas en vir Hezbollah aan die keel beet, en hulle moet nou almal uithaal. Hulle moet nou, en dan finish them. Ek bedoel, die refrein is finish them. Maar kyk, dit is 'n oplossing. Ek sê nie, dit is nie. Jy weet, as hulle byvoorbeeld al die Palestynë doodmaak, dit is 'n oplossing, maar dit is weet jy, kom ek stel dit so. Maar dit is nie 'n doenbare oplossing. As dit sou moontlik wees, kom, hipoteties gesproke, is die eerste probleem daarmee is, hoe gaan jy alle Palestynë doodmaak? Dis die eerste probleem. Gaan jy Palestynë wat in Suid-Afrika, en gaan jy alle Palestynë doodmaak, of gaan jy nou net gaan jy ook mense wat pro-Palestynse is doodmaak? Met ander woorde, simpatiseerders met Palestynë, gaan jy hulle nou ook doodmaak? Want die logiese ding wat nou gaan gebeur, as jy nou al die Palestynë uithaal, hoe jy dit nou ook al doen, wat gaan die gevolg daarvan wees op pro-Palestynse simpatiseerders? Gaan hulle dan nou maar ook net quietly into the night wegraak en daar gaan geen gevolge wees nie? En gaan daar nêrens in die wêreld dan
'n geradikaliseerde Palestyn oorbly of gemaak word wat dan sê flip en hel, okay, as ek nou 'n atoombom iewers in die hande kan kry, dan sit ek hom, of as ek anthrax in die hande kan kry, of as ek 'n pokke of een of ander whatever ook al, gooi gif in die water van New York. Die probleem is daar's te veel mense om almal uit te haal. En Ja, maar kan die deel wat ek nie kan verstaan nie is, wie verstaan jy het net die uithaal van Untermensch beter as die Jode? As die Jode, ja. Is daar iemand wat dit beter verstaan? Jy het net waar jy net 'n ras uitwis. Ja. Jy het 'n mens skryf byvoorbeeld die Suid-Afrikaners het dieselfde gedoen. Jy het ons sou gedink het dat jy het ons dit gaan verstaan dat mense nie gedwing word om in 'n ander taal opgevoed te word nie, maar nou gaan doen ons dit ook. Maar daai ouens wil jy nou 'n Holocaust van Palestynë maak? Ja, en want nou praat hulle van bom Jordanië teen die grond, bom Sirië teen die grond. Okay, nou wat nou? Volgende moet jy Saudi-Arabië uithaal, volgende moet jy Kuwait uithaal, volgende moet jy Dubai uithaal. Want dit dit is altyd 'n probleem dat jy het wanneer kyk jy op 'n stadium, as ek dit nie mis het nie, was daar een of ander 'n soort van tribe wat hierso net buite die Romeinse Ryk verstoot is. Hulle is het iewers gebly en iemand anders het hulle toe hulle grond oorgeneem en daar's toe 80,000 van hulle wat net nêrens is nie. Hulle het nie plek om te bly nie. En hulle is toe op pad na die Romeinse Ryk toe en Julius Caesar het hulle daarso in die sameloop van die Ryn en 'n ander rivier vasgedruk en die probleem uitgesort. En hulle probleem is opgelos en die Romeine se probleem is opgelos. Maar as jy in 'n situasie is waar jy die ou is wat daai besluite neem. Jy besluit nou watter land se wie ook al jy kan uitneem. En hierdie is die mense wat sê dat 'n lewe heilig is. Ja, maar nee, as mens mooi dink, sê hulle nie eintlik 'n lewe is heilig nie. Lewens wat hulle as heilig beskou, is heilig. Alle lewe is nie in hulle die ding natuurlik is, wanneer kom die verkragter, jy kan hom doodmaak want hy was 'n slegte mens, terwyl jy kan nie die ongebore baba straf nie. Wat jy straf die ongelowige, die ongebore baba deur hom te verplig om te lewe en verskriklike omstandighede groot te word, sodat hy op die ouend in die tronk beland, sodat jy hom dan kan doodmaak. Sodat jy hom dan presies, ja. Hoor jy gepraat van taal en dit sluit aan by ons vriend Donald Trump. Die Bella optog het toe plaasgevind, né? Het jy gesien hoe baie mense was daar? Ja, baie, ja. Ja. En ek het vandag 'n video gesien waar Dirk Herman sê die Bella wet is die rooi lyn. Nou weet ek nie wat gaan gebeur as die regering nou die rooi lyn oorsteek nie. Dit gaan nou 'n interessante ding wees, maar wat hier besig is om te ontwikkel, is nou weer dat iets so eintlik onbenullig, soos watter kinders mag aan watter skool gaan, wat nie regtig 'n major issue is nie, word nou gebruik om die streep in die sand te trek. Dit is nou
dit bepaal of jy 'n ware Afrikaner is, dit bepaal of jy lojaal is aan jou mense, dit bepaal jou status, want as jy sê, rarig gaan ons nou hieroor 'n vreeslike ding maak, dan is jy 'n volksverraaier. Waarmee ek al lankal vrede gemaak het, ek is al gebrandmerk as tot volksverraaier in die 90's, so, wel in die laat 80's, ek was al op hoërskool, toe ek as 'n volksverraaier gebrandmerk, so, I've owned that one, maar, ek raak so benoud, as ek in die goed kyk, en kyk wat gebeur in ons eie land, en ook in die wêreld daar buite, want dit lyk vir my, asof mense net nie begrip het daarvoor, dat ons handelinge in die wêreld het konsekwensies. En dit wat ek wil hê, en wat vir my lekker gaan wees, is nie noodwendig die beste ding vir die meeste mense om my nie, en as dit die mense om my benadeel, dan is die kans baie goed, dat selfs die ding wat vir my lekker gaan wees, op die ou end, my ook gaan benadeel. Want ons lewe nie op eilande nie, ons is nie eilande nie. Ek kyk na hier by ons is 'n woonbuurt wat nou ook so afgekamp word met kameras en toegangsbeheer. En dan dink ek by myself, en ja, ek het geen probleem daarmee dat 'n mens sekuriteit het. Niemand wil beroof word nie, niemand wil bedreig word en aangeval word nie. En dit is 'n basiese menslike behoefte. Maar in 'n land soos Suid-Afrika, wat die mees ekonomies ongelyke land in die wêreld is, kan ek nie sien dat dit 'n langtermyn volhoubare oplossing is om die mure al hoe hoër te bou en al hoe meer sekuriteitskameras en boomhekke wat woonbuurte afskort, om die ander uit te hou nie. Want die probleem is, die ander word al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer, en nie net word hulle al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer nie, hulle onvergenoegdheid word ook al hoe meer. En wanneer gaan ons daai punt bereik waar ons mure nou nie meer gaan hou teen dit wat van buite af kom nie? Wanneer gaan mense begin om te besef dat ek kan nie net doen wat in my beperkte visie vir my lekker is en wat my laat goed voel. Ja, skiet die hele Hamas en skiet die hele Hezbollah uit mekaar uit oor die wanmisdade wat op 7 Oktober 2023 gebeur het. Jy weet, dis nooit so eenvoudig nie. Ja, kyk, ongelukkig as jy in sekere kringe iets daaroor te sê, dan beteken dit jy keer dit wat daar gebeur het goed. Maar wat natuurlik nie waar is nie, daar is mense wat daai onderskeid kan tref met betrekking tot wat daar gebeur het en wat die mense daaromtrent doen. Maar die ding ongelukkig in Israel, daai Palestina, wat ook al daai gebied genoem word, is dat daar's eintlik twee bevolkings wat in een staat bly. En die een kan nie van die ander ontslae raak nie. Of as baie mense dink nie. Maar en daarom is die oplossing is dalk die twee state oplossing. En daar is ander plekke waar jy tot 'n mate soortgelyke probleme is, soos in België. Jy die Vlaamssprekende mense en die Franse, hulle is verskriklik. Hulle sien nie eye to eye nie, maar maar ten minste het hulle mekaar nog nie verskeer nie. Hulle het al naby gekom, maar hulle doen dit ten minste nie. Miskien is die rede hoekom hulle mekaar nog nie verskeer het nie, want hulle daarom ten minste dieselfde God aanbid. Waar in Palestina het hulle nou nog verskillende gode. Ja, aanbid ook dieselfde God. Sê weer? Hulle aanbid ook dieselfde God.
Wel, die Israelies gaan sê nee. Ja. Dus hulle is hulle is almal dit is Abrahamitiese godsdienste. Ek en jy weet dit, maar hulle gaan vir jou sê Mohammed, Allah en Jahwe is nie dieselfde ou nie, maar dit is dieselfde ou. En hulle beskou hulle self as afstammeling van Abraham. Van Abraham, ja. Ja. Beide, ja. En om die waarheid te sê, hulle sê dat dit Ismael is wat Abraham sou geoffer het. Maar maar kyk, so eintlik het ons in Palestina te doen met 'n familietwis en ons weet hoe erg kan familietwis wees. Ja, kyk. En natuurlik het byvoorbeeld toe die Hugenote uit Frankryk uitgevlug het, byvoorbeeld. Daai mense het genuinely dieselfde God aanbid. O ja, dis waar. Ja, daar's maar hulle moer mekaar uit dat die bisies bewe. Ja. Vir 'n bietjie perspektief, wat ek hoop ons ook by mense kan tuisbring met my en jou se geselsies. Ek het vanaand, man, ek moet eintlik die skakel plaas. Dit is 'n vreeslike interessante YouTuber wat hy doen allerlei onderwerpe, maar hy het nou hierdie ene ding gegaan oor landsgrense. Nou, ek en jy verstaan en ek dink baie mense sal soort van kan besef dat die hele idee van lande en landsgrense dis 'n idee wat leef in ons koppe. Daar is nie, dit is nie 'n werklike ding in sover as wat dit 'n fisiese iets is nie, maar dit bepaal ongelooflik baie wat in die wêreld gebeur, maar selfs die idee van 'n nasie is so min of meer 200, miskien 250 jaar oud. As 'n mens vat wat ek nou nooit besef het nie. Selfs 'n land soos Frankryk was eers in die Napoleontiese tyd, het Frankryk onder die harde werk van Napoleon, is Frankryk saamgesnoer tot hierdie tot 'n nasionale identiteit. En tot 'n groot mate die nasionale identiteite wat ons vandag as algemeen beskou, Duitsers, Franse, Spanjaarde, Portugese. Dit is in terme van menslike geskiedenis 'n baie resente ontwikkeling. En ons vergeet so gou, ons het so min perspektief oor hoe vloeibaar hierdie idees eintlik is en hoe nuut dit is en tot watter mate die koms van massamedia in terme van koerante wat omtrent 300 jaar gelede werklik 'n ding geword het, hoe dit gemaak het dat die idee van 'n nasie, van 'n volksidentiteit gevestig is. En toe ek nou die video kyk, toe dink ek daaraan, jy weet, ek het nog groot geword met in 80er jare gereeld op die nuus was daar bomaanvalle van Baskiese separatiste in Spanje. Waar okay, ek weet nie of hulle nog bestaan nie, maar 30 jaar gelede, 40 jaar gelede was daar nog 'n entiteit van mense wat so gevoel het oor hulle identiteit dat dit nie Spaans is nie, hulle is Baske. En jy sê natuurlik wat jy dink ek dalk net deels reg. En dit is dat daar was die tribe. Maar dit was 'n baie kleiner tribe. Ja, dit was ja. Maar hulle het nog altyd geïdentifiseer, dit was nooit 'n land nie. Jy het byvoorbeeld mense dink aan die Romeine as Italianers. Maar jy het op die ou end die mense wat ek bedoel daar was 'n klomp ander stadsstate in Italië gewees, veral in die middeleeue en goed. En daai mense
het mekaar gehaat. Wel, dit was tot meer onlangs as die middeleeue. Ek bedoel, Italië het eers 'n unified, dit was in die 1830s. Ja, dis moontlik. Dis sommer Ja, kyk, dis ja, Bismarck het die Duitsers en dit was 'n stryd geweest. Dit was en dit was in die 1880s. Ja, en selfs die Grieke, hulle het al hierdie die Spartane en die wie ook al. Maar hulle het ten minste hulle het so tribe identiteit gehad, soos die Baske. Ja, maar daar was wat my verbaas het toe ek nou na die kundige luister, is hoe onlangs en hoe nuut die idee van groot nasies soos die Franse. Hy wys byvoorbeeld daar kaarte van rondom die Franse revolusie. Dan wys hy nou die tale wat gepraat is in die verskillende provinsies van Frankryk. En dis net die stuk in die middel wat Frans gepraat het, die res het ander dialekte gepraat, wat tot so 'n mate van mekaar verskil het, dat hulle mekaar amper nie verstaan het nie. En dit is, wat, 300 jaar gelede. Die idee van 'n Franse nasie is 'n baie onlangse idee. En die Amerikaners en ons hier in Suid-Afrika, dink ek, het daai idee gevat en dit 'n monster gemaak. En ons het ons het vir ons ek dink ons is in vir 'n rowwe tyd. Jy sien wat ons natuurlik gedoen het, of besig is om te doen, is om God aan die Afrikaner te koppel. Ons het so 'n bietjie van 'n uitverkorene volk, dis die begin van groot moeilikheid. Want dat beteken dat die een volk raak beter as 'n ander een, en die een is dispensable, en die ander een moet oorleef. En sit dieselfde in Palestina. Ja. En sit nou in daai toksiese mengsel massiewe inkomste ongelykheid en die albatros van apartheid wat om ons kollektiewe nekke hang, want ongelukkig wat ook gebeur wanneer 'n mens so aan jou identiteit en jou nasionaliteit of jou tribe geken word, dan in 'n land soos Suid-Afrika, kyk iemand na my en sien 'n Afrikaans sprekende blanke vrou, en ek gaan nie vir iemand kan sê, luister, ek is teen apartheid, ek was teen apartheid. Sorry, daai kite gaan nie vlieg, want ek het die profiel van 'n ondersteuner daarvan. En ek kan myself nie daarvan losmaak nie. Dit is die probleem. En ek dink dit is nogal wat ook in Palestina en in daai Midde-Ooste gebeur. Mense kan deur net na hulle te kyk, kan jy hulle in 'n groep sit, al is dit net ten opsigte van wat hulle op hulle koppe het of nie op hulle koppe het nie. En ja, sjoe, op daai positiewe noot. Ek sal maar vanaand ek sal maar saam met Ekedeus gaan kyk of ek kan lig sien in die donkerte van Trampistaan, die Trampistaan wat ons nou binne gaan. Ten minste gaan ons seker baie lag ook. Ek weet nie, die stand-up comedians het hulle het nou baie materiaal weer, Ja, kyk, hulle het nou weer, hulle het baie materiaal en my mond hang oop as ek sien hoeveel Trampistaanies hier in Suid-Afrika is. Tot mense soos daai ekonoom Bob Hershoff, ken jy hom? Ken hom glad nie. Okay, hy's baie op hy's Moneyweb, hy's vreeslik prominent op Moneyweb. Hy noem homself 'n capitalist activist. Okay, dis moontlik dat een of ander iets wat Trump doen dalk goed gaan uitwerk. Maar as dit so is, dan gaan dit baie te vat wees. Ja.
Tog, nou ja, ons is trots Oranje sê solidariteit. Dit is wie ons is. Oranje natuurlik ook nie met Oranje. Ja, Oranje, hier kom ons. Ek dink nie dis om dowe neute dat solidariteit hulle embleem vir Oranje gemaak het nie. The orange man, the big orange man in the White House. Dalk sien ek dinge wat daar nie bestaan nie, maar ja, dit laat my baie al my nekhare staan regop en ek hoop ons kom relatief ongeskaad. Ja, kyk jy, ek weet nie of ek dit vir jou gesê het nie, maar die Amerikaners het vir hom gestem. Ja. Om die waarheid is, as ek het nie mis het nie, het hy al 7 die swing states gewen. So, ja, en hy die populêre stem ook gewen vir die eerste keer in, ek dink Ronald Reagan. Ek dink Ronald Reagan is die laaste Republikein wat die populêre stem ook gewen. So, nee, dit was 'n landslide. Ja, so hulle het vir hom gestem, hulle verdien hom. That's it. Ek het voel vir hulle aan 'n veer. Maar ons verdien hom nie. Dis wat ek sê. Hoekom verdien ons nou Idi Amin in die Withuis? Hou hom daar, maar ongelukkig is daar allerlei dinge wat hy gaan doen wat baie ander plekke in die wêreld affekteer. En gelukkig tot 'n mate, 'n sekere van daai goed affekteer ons dalk nie direk nie. Byvoorbeeld, as hy vir die Oekraïne heeltemal net aan hulle lot oorlaat en die Russe neem hulle oor. Wat maak dit saak aan my of jou? Maar dit maak saak aan my. Nie omdat ek het nie skin in daai fight nie. Maar ek voel ongemaklik daaroor. Ja. Nee, verseker, en ek dink dis die dilemma wat denkende mense het reg oor die wêreld. Miskien kan ons volgende keer 'n bietjie praat oor demokrasie. Want dit is nou so, Trump is demokraties verkies. En hoe meer ek kyk na die stand van sake die wêreld oor, hoe meer begin ek met mense saamstem wat van mening is dat ons moet die manier waarop ons demokrasie bedryf, moet ons bietjie herdink. En die ander ding wat daar ook toenemend stemme in die akademiese wêreld en analiste is, die ander ding wat ons moet begin oordink is die manier waarop ons kapitalisme bedryf. So, maak 'n knoop in jou oor. Ek weet ek weet nie, jy sê jou gunsteling koerant is die Economist. Ja. So lees 'n bietjie vir ons 'n paar artikels, kyk bietjie wat kan jy uitkry daaroor oor demokrasie. En die enigste ding is die Economist is goed en hulle sê hoe dit is en ek stem met baie van wat hulle sê saam. Maar ek vind dit verskriklik ontstellend. Ons gaan dit handel, ons het balls, man. Ja, ek kan eintlik nie. Jy sien in die Economist is daar allerlei interessante goed. Jy het byvoorbeeld hoe bowling greens in Engeland verminder het en wat die Tories gedoen het met die biblioteke. En daar is byvoorbeeld net 'n ander onderwerp is dat jy kry hierdie groot SUV's waarin mense ry. Nou dis veronderstel om baie veiliger te wees. Om in 'n SUV te wees as 'n klein Fiat Uno. Ja. En maar daar is 'n hele artikel daaroor hoe dit waar is dat dis veiliger vir daai mense in die SUV. Maar hulle maak duisende mense dood. Jy het 'n ander karre. Maar so vir my is dis interessante onderwerpe, maar natuurlik hulle bespreek ook dinge oor
politiek en Trump en Le Pen en Macron Nou en toe, so volgende week Viktor Orban daar in in Hongarije. Hongarije, ja. Volgende week wil ek hê moet ons 'n bietjie praat oor demokrasie en dan op 'n stadium oor kapitalisme. Ek het 'n ding oor kapitalisme. En dan is daar volgens my, en daar kan jy 'n bietjie deur die Economist gaan en kyk wat kan jy vir ons uitvind daaroor. Daar's toenemend stemme wat opgaan wat sê die COVID-vaksines lei tot langtermynskade en sterftes. En dat die farmaseutiese bedryf en regerings dit van daardie inligting van mense weerhou. En dat Donald Trump gaan hulle aan die pen laat ry onder die leiding, die bekwame leiding van Robert Kennedy. Ja, net so terloops het hy gaan Kennedy nou wel die minister van gesondheid word. Hy is benoem vir dit. Ek praat onder korreksie, maar hy is op die kaarte daarvoor. En ons eie Elon Musk, die efficiency czar. Man, kyk Suid-Afrikaners trap daar diep spore, né? Ja. En hy het blykbaar vir Matt Gaetz voorgestel as die minister, ek meen as die minister van justisie, so to speak. Ja. Daai is net Christopher Hitchens sal hom 'n primate noem. Hy kom nie eers by humans status uit. Soort HB. Ja, nee, natuurlik nie. Ek verstaan dit, maar ek verstaan dit nie. En wat mense moet baie mooi onthou. Die eerste ronde was daar dalk nog mense wat hom in toom kon hou. Nou. Ja. Hy is die leader en hy versamel mense om hom, sykoffante wat net hulle voetjies wapper so buite sy poepolletjie. En daar's geen stem van rede naby hom nie. Want hy het almal wat stemme van rede was, het hy so ver verdryf. Nee, hy is dis ek wonder of dit is hoe mense gevoel het toe Benito Mussolini en Adolf Hitler die wêreldleiers geword het in die 30er jare van die vorige eeu. Ek wonder of dit is hoe mense gevoel het. Dit is toe ek hoor Donald Trump die verkiesing gewen, toe sê ek vir Donnie, ek wonder of dit is hoe mense in Engeland of in Pole of wherever gevoel het toe Hitler die kanselier van Duitsland geword het. Want miskien dis dalk we live in interesting times. So, hoorie, op daar, soos ek sê, op. Ja, wat? Kom ons dankie tog vir YouTube, né? Dankie tog vir YouTube en vir die internet. So, mag dit goed gaan, lekker week vir jou. Kyk wat sê die Economist. En dankie vir jou tyd. Dit was weer eens vir my baie lekker. Goeie aand. Vir jou, dankie. Sien jou. Ciao. Bye. Bye.